Marita Martens is in 1945 gebore en vier DV op 22 Junie haar 80ste verjaardag. Sy en haar hospitaalleraar eggenoot, Dominee Henny Martens, woon in Bloemfontein. Hulle 2 dogters, albei ook boekmense, wat ek goed ken, en 5 kleinkinders. Die kykers kan maar gerus op Litnet se webtuiste gaan kyk na die lekker onderhoude en artikels wat haar dogters met Marita gevoer het. 'n Lekker liefde en 'n beroep om te deel. Marita is die skrywer van ongeveer 1000 koerant- en tydskrifartikels. Heel wat kort verhale, sy sê sy het nie getel daaroor nie. En 160 of meer gepubliseerde Bybel, biografiese en algemene romans, dramatekste, jeugverhale, kinderboeke, geestelike werke. Dis vir my 'n groot lekkerte om met Marita, vir wie ek groot geword het, te gesels oor haar nuwe publikasie, die Bybelvroue Omnibus. Marita, baie welkom. Baie dankie Marinda en dames, dames, dis heerlik om met julle te gesels. Na soveel jare en soveel werke, skryf seker deel van jou daaglikse roetine. Hoe lyk jou skryfroetine, Marita? Is jy nog steeds so produktief of skaal jy 'n bietjie af? Marinda, ek het nou die dag vir my man gesê, my grootste begeerte behalwe om hom nog te behou, dat hy nog 'n hele ruk kan lewe, is om sekere doelwitte wat ek vir myself gestel het, en wat ek dink wat 'n opdrag van die Here is, uitgevoer te kry. So ja, ek skryf nog, en dis vir my een groot vreugde. Ek dink dit is nogal lekker om te skryf as 'n mens ouer word. Daar is soveel dinge wat in jou lê, wat jy nou op 'n ander manier na kyk, as toe jy jonk en voortvarend was. Ja. Jy was eintlik bekend as 'n kinder- en jeugboekskrywer en pryswenner vir hierdie werke, maar jy het baie ander publikasies en genres op jou kerfstok. Het jy 'n gunsteling genre of hang dit af, doen jy wat jou hand vind om te doen, op watter stadium jy in jou lewe is, wat oor jou pad kom? Marinda, wat ons nou mee besig is, hierdie omnibus, Hannah en Sarah, dis my gunsteling genre. Ek is so dankbaar want dit hang saam met my ander gunsteling genre, en dis om doodgewoon voor te skrywe aan kommentare. As ek moet sê kommentare, is dit eenvoudige leesbare kommentare op dinge wat die mense in die Bybel lees, op skrifgedeeltes. Ek is op die oomblik besig met 'n reeks wat ek sommer aan ons Bybelstudiegroepie stuur, om God te ken. En dit voel vir my of ek my lewe lank daarmee kan besig bly. Maar hierdie genre, 'n Christelike roman, 'n Bybelroman, is my gunsteling. As ek kom by Bybelromans, is hierdie nie 'n nuwe vraag nie, maar ek is seker, dit is seker iets wat elke skrywer deeglik moet oorweeg, en seker op 'n fyn lyn mee loop as jy 'n Bybelroman skryf. Hoeveel van die verhale is waarheid en hoeveel is verbeelding? Hoe besluit jy hoe naby aan die waarheid jy moet beweeg en hoeveel moet bygelas word om dit lewendig en interessant te maak en nog steeds die Bybelse integriteit te behou? Marinda, dis 'n baie belangrike vraag hierdie, en ek is so bly dat jy dit vra, dat ek dit kan beantwoord. Dit is 'n baie riskante wêreld om jou in 'n Bybelroman in te waag. En die eerste besluit wat ek vir myself altyd neem, wanneer ek enigiets van die Bybel in storievorm vertel, is dat daar geen enkele woord aan God toegedig kan word, wat nie in sy woord staan nie. Dat ek nie byvoorbeeld sy woorde sal omskryf. God het gesê, en dan omskryf ek dit anders as wat dit in die Bybel staan nie. Daar is nie so iets soos om emosies van God, byvoorbeeld. Sê nou maar, ek skryf oor Jesus Christus. Emosies van Jesus Christus wat nie in die Bybel staan, aan hom toe te dig nie. Met ander woorde, hy is die onaantastbare. Hy is die gans andere.
Hy is verhewe bo alle menslike, as ek kan sê, toevoegings, byvoegings, redigering, versagting, verbreding, uitbreiding. Hy is die onaantastbare. En daarom is daar geen woord in enige Bybelroman, as ek dit skrywe, waar ek aan God self enigiets toedig of beskryf, wat hy nie doen of sê nie, wat hy nie 'n opdrag oorgee of wat hy nie verbied nie. So dit is aangaande die God van die Bybel. Dan die karakters, die emosies wat karakters ervaar, glo ek, meeste van hulle is tydloos. Emosies is, as ek in Sarah se skoene was, sou ek ook bitterlik, vies, jaloers, ontsteld oor Hagar gewees het. Hoe op aarde is dit om jou man te deel met 'n ander vrou? Maar dan ook verder, vir my voel dit as ek 'n Bybelroman skryf, dat ek baie noukeurig met navorsing doen oor hulle werklikheid, oor hulle milieu. Daarom is dit 'n kombinasie van navorsing, Bybelgegevens wat ek reg deur die Bybel kontroleer, soos byvoorbeeld, ons het mos altyd in die ou tyd geleer dat God vir Abraham wou toets, of hy hom lief genoeg het, om sy seun Isak te gaan offer, en dat Abraham besluit het hy het God lief genoeg. Maar in Hebreërs staan daar, hy het geglo dat God mag het om uit die dood op te wek. En dis die ware rede. Daarom moet 'n mens alles wat jy kan in die skrif kontroleer in verband met hierdie karakters. Alle verklaringe ook, want skrif verklaar skrif. En dan verder, so noukeurig moontlik navorsing doen oor die milieu van daai tyd, die tale, die kultuurgebruike, die afgodsgebruike ensovoorts. So, dis 'n heerlike projek om te doen. Marieta, jy het nou sommer my volgende vraag ook geantwoord, want as 'n mens hierdie twee romans lees, dan is dit absoluut opvallend hoe ongelooflik aangegaan het. In elke opsig, oor die omgewing, oor die tale, oor die kulture, oor die tyds waarin die karakters geleef het. Ek wil by jou hoor, hoe het jy te werk gegaan? Het jy baie lank navorsing gedoen voor jy begin skryf het, of het dit so stuk soos die karakter ontwikkel het gekom? Miranda, ek dink as ek sonder om vooraf navorsing te doen in so 'n ding inspring, is dit soos iemand wat nie kan swem nie, wat in 'n diep poel inspring. Dan moet een of ander grond onder 'n mens se voete wees. Daarom doen 'n mens eers navorsing. Nou ek is nou gelukkig genoeg, wel, kom ons sê nou maar in kursief gedruk. Gelukkig genoeg om met 'n predikant getroud te wees. En Henny het in die tyd toe ons in Stellenbosch was, waar hy aan die kweekskool op Stellenbosch studeer het Henny elke moontlike boek wat voorgeskryf is, gekoop. En dit was vir my wonderlik, hy moet die boeke so koop. Ons het nou wel in daai tyd bologna geëet, en in daai tyd het ons 'n stoof gehad waarvan net een plaat gewerk het, die oond en die ander die oond was boekrakke en die ander plate was neersitplate, maar so met die boekrak stoof en die bologna, my maat een keer by ons kom kuier, so sê sy, ai my kind. Maar in elk geval, so in die ai my kind modus, het Henny baie boeke gekoop. So die boeke, die wonderlike boeke van Albright en baie ander boeke, die Bybelse argeologie en sy voorgeskrewe boeke wat die kultuurhistoriese agtergrond en die geskiedkundige agtergrond van die Bybel verhale gee, is nog altyd in ons besit. Dit is vir my wonderlik, dit is hier. Maar toe die internet en Google nou opgekom, ons is nou in die Google era. En toe het ek gegoogel en gegoogel, alles wat ek kon kry op Wikipedia en Google en oral, en so aan, en gedink, nou het ek genoeg navorsing gedoen. En ek was 'n eind weg met Sarah, met die Sarah roman. Die Hannah roman het nie hierdie onderbreking gehad nie.
Ek was 'n eind weg met die Sarah roman. Toe lees ek toevallig, ek dink dit was in die New York Times, op die internet, van navorsing oor wat 'n geweldige hoë vlak van beskawing daar in Mesopotamië was in die tyd van Abraham. Niks wat ek op Google gevind het soveel weergegee, soos daai New York Times se artikel nie, en dit het beteken, stop eers. En dit is toe wat ek moes bywerk. Dit was die Google en die New York Times era. Nou, as die Here my sou spaar, en ek ook 'n trilogie hiervan kan maak, met Rebecca, en met Rachel en Leah, het 'n mens nou ChatGPT, so nou kan 'n mens vinniger navorsing doen. Ek het omtrent 18 maande lank navorsing gedoen, om by Sarah hulle uit te kom, en toe het ek nog 'n fout gemaak. In die New York Times het dit vir my gewys, maar dit is die erns, en ek het onder andere the book of Jasher, die boek van Jasher, raak geloop en dit afgelaai en dit ook bestudeer, maar dit is nie 'n apokryfe boek nie, dit is 'n ander publikasie, maar ek het tog daarna ook gekyk. Marita, die taal in die twee boeke is vir my baie opvallend, en Hannah nie soveel as in Sarah nie, en 'n mens in die boek in te kom, van hierdie vermengde gebruik van die Sumeriese woorde en of anderstalige woorde, seker nou nie alles Sumeries nie, maar wat jy vermeng met Afrikaans, en dit is so skep so wonderlike omgewing om hierdie karakter absoluut in daai tyd en omgewing te plaas. Ek weet woordgebruik is jou natuurlike talent, maar as jy met 'n ander taal omgaan of 'n ander omgewing, skryf jy meer doelbewus? Dink jy letterlik aan elke sin en uitdrukking voor jy dit neerskryf? Ek hoop ek verstaan die vraag nou reg, Miranda. Met ander woorde, sê nou maar, daar was sekere Akkadiese woorde. Dit is mos nou die heel vroegste taal wat Abraham in Mesopotamië gepraat het. En dan Amorities, wat die mense van die omgewing in Kanaan gepraat het. En ek het gaan kyk of ek terme kan kry in Akkadies en in Amorities, in die Google era. Dalk sal daar nou in ChatGPT veel meer wees. En dit was vir my regtig heerlik om dit te vind. En ja, waar dit moes inkom, was dit baie doelbewus. Maar verder is dit 'n kwessie van skryf in Afrikaans. Maar daar moet tog iets wees van hierdie antieke omgewing. En dit was daarom dat ek Akkadies en Amorities ook ingevoeg het. Om bietjie stil te staan by taal, ek wil vir die lesers twee pragtige uitdrukkings uit die roman in Sarah aanhaal. Op bladsy 28 van hierdie spesifieke uitgawe, sê Sarah, waar vroue praat, is 'n baie klein kind en 'n baie ou vrou veilig. Dit was 'n pragtige uitdrukking vir my oor vroue en hul taal en hulle omgewing. En op die volgende bladsy merk Rahel op dat 'n mens soos sy taal is. Glo jy ook en dat 'n mens soos sy taal is? En wat sê dit dan van die taal wat uit die jonger geslag se monde kom? O, aarde Miranda, ek dink ons jonger geslag is in 'n oorgangsfase. En ek dink hierdie oorgangsfase het gekom om te bly, om nog verder te ontwikkel. Ek hoor baie keer onderhoude waar dit vir my klink asof ons nou wat sal ons dit noem? Dis nie Anglisisties, dis Engelskaans of so iets. Engels en Afrikaans nou so saam praat, veral wanneer kunsmense praat. Mense wat in die uitvoerende kunste is, praat nou baie keer 'n taal waar dit klink asof daar nie Afrikaanse terme vir dinge bestaan nie. So jy het nou so 'n aaneenlopende sin van Afrikaans met Engels vermeng. Maar ek glo regtig dat
behalwe vir mense wat baie lief is vir ons eie taal en vir die letterkunde, dat dit doodnatuurlik vir die jong geslag geword het om hierdie oorgangstaal te praat. Wat meer neig na eintlik ons algemene omgangstaal wat Engels begin word in die gewone omgang met mense van alle kultuurgroepe. Beide hierdie romans handel wesentlik oor vroue en hulle lewe, hulle vreugde, hulle stryd. Dit is dan ook vir my wat dit nou nog aktueel maak, want na honderde en duisende jare, hierdie sake wat vroue aan die lyf raak, nog nie verander nie. Ek wil graag na 'n paar temas in beide romans ter sprake kom kyk. Die eerste saak wat natuurlik baie opvallend is in hierdie twee romans, veral nou dat dit in omnibusvorm saamgeplaas is kinderloosheid en die gesmag na 'n eie kind. Marita, dink jy hierdie biologiese klokdinge is inherent aan die wese van vroue, of is dit net die geval van die vroue in die twee romans wat meer gekoppel was aan hulle kultuur en dat die siening en status van vroue daardie tyd afgehang het van hulle kinders wat hulle het, hoeveelheid of kinderloosheid? Miranda, dit is weer eens 'n belangrike vraag. Daar is iets in 'n mens, lyk dit vir my, wat altyd hunker na 'n klein lyfie of 'n asempie, 'n lewende asempie wat joune is. Nou, hier is ons nou op dun ys. 'n mens hoor byvoorbeeld oor die radio of soms op televisie van 'n vrou wat hoeveel pogings aangewend het en haar man hoeveel pogings aangewend het om swanger te kan word en volhard het met in vitro bevrugting of wat ook al. Wat volhard het, dit is 'n absolute drang, 'n begeerte. Ek glo dat 'n groot persentasie van hedendaagse vroue steeds 'n eie kindjie wil hê. Ek glo dat 'n groot persentasie van hedendaagse jong vroue nie dadelik so vroeg wil kinders hê nie, maar wel later voel dat die biologiese oorlosie nou bietjie vinniger begin tik. Maar ek besef ook meer en meer dat die troeteldierkinders is besig om in ons, wat kan ek dit noem, meer geëmansipeerde of meer gemaksugtige of meer pessimistiese, meer moedelose samelewing, meer toekomsvooruitziglose samelewing, dat die dierekind kultus of kultuur ook baie groot vat begin kry, ook in ons land, op mense. So dit is my persoonlike siening dat 'n mens 'n asempie soek. 'n Asempie dat 'n vrou en 'n man 'n gesin wil hê met asempies, met dierekinders of met eie kinders of met 'n aangenome kindjie of so, maar 'n asempie soek ons. Ek het nou die dag egter iets gelees wat vir my so aangrypend is, en dis in Helmut Thielicke se boek How the World Began. En dit handel oor God wat die mens gemaak het. En ernstig skryf hy dat hy die asem van die lewe ingeblaas het in die eerste mens. En dit is heeltemal 'n anderste soort asem as die asem van 'n vis. Hy sê nie van die asem van die vis nie, ek sê dit. It is a breath from another world. Dis vir my so mooi. En ek dink dat vir 'n gelowige mens is 'n eie kind soos Sarah en Hannah dit beleef het as 'n breath from another world.
Marita, 'n saak wat vir my hiermee verband hou en waaroor ek veral in my jonger dae dikwels geworstel het, is die oerinstink van vroue. Ek praat hier van moedersinstink, die intuïtiewe wete om 'n baba te hanteer of te voed, die versorgingsinstink en die geduld met alle kwesbare lede van die gemeenskap soos kinders en bejaardes, die geneigtheid om altyd as vredemaker op te tree ongeag die omstandighede en die vooropstel van jou huisgesin se behoeftes bo jou eie. Baie hiervan kan vrouens wat anders dink of voel oor sekere kleiner sake of sekere stadiums in hulle lewe baie onbevoeg en ontoereikend laat voel. Wat ek wil weet, dink jy hierdie dinge is instink of is dit aangeleer? En hoe kan moderne vroue met hierdie siening 'n balans vorm? Miranda, ek dink daar is definitief instink. Daar is nou was mos nou 'n hofsaak in Engeland of 'n mens 'n man of 'n vrou is. En ek dink 'n vrou is anders as 'n man in daardie opsig. As jy kyk na die heel klein kindertjies, 'n dogtertjie, sy sorg, dit is nie soseer dat sy net kyk wat haar mamma doen nie. Sy sorg. Ek het nou die dag 'n video gesien van 'n klein kindjie van omtrent 11, 12 maande met haar sussie. 2 kinders en die mamma het dit afgeneem wat buite sit en sing. Die oudste sussie sing, die jonger sussie klap handjies, maar daar kom 'n hondjie by. Die babietjie sussie, die enetjie wat skaars 'n jaar oud is, tel honde pitte op en voer die hond. Onmiddellik, sy voer die hond. En dit is nie nabootsing nie. Dis 'n dogtertjie met een of ander instink van versorging, as ek nou die vraag op hierdie eenvoudige vlak moet beantwoord. Ek dink dit is deel van ons menswees as vroue. Maar dan verder, sien ons moeders, en dan, hoe ouer jy word, hoe meer sê jy, ek word al hoe meer soos my ma. Dis die ergste, my ma het onder andere gesê, ou vrou kan tog so lelik buk. En hoe meer ek aan haar dink, hoe meer dink ek gevoel baie keer soos my ma in my ma se lyf. Maar, daar's baie kort paaie wat ons leer vat, as vroue, omdat ons nie net in die huis wil wees, en nie net skottelgoed wil was, ensovoorts nie. Ons leer kort paaie vat, ons leer tyd bespaar, ons leer meer vaartbelyn werk, sodat ons ook in ons professie, of in ons diepe belangstelling, of wat ook al, op as 'n boer of wat ook al, dat ons dit ook kan doen. In hierdie 2 romans, ek praat juis oor die 2 romans saam in hierdie bundel, hoewel dit aanvanklik verskyn het as 2-3 jaar uitmekaar verskyn het as 2 heeltemal onafhanklike romans, maar daar's baie goed wat 'n mens opval nou dat dit saam in 'n omnibus gesit het. Tweede, nog 'n ding wat my opgeval het, is dat die vrouens se geloofsreis baie ooreenstem. Beide twyfel aan God in hulle donker tye, maar bly hom steeds aanspreek en aanroep. Beide moes eers met hulle omstandighede en mense om hulle vrede maak voor hulle hom werklik kon ontmoet. Is dit toevallig of dink jy dat elke mens se geloofsreis soortgelyke patrone deur die lewe loop? Staan ons as mens soms in ons eie geloofspad? Miranda, jy is heeltemal reg, vandat die 2 boeke bymekaar is, sien ek ook die ooreenkomste, en daar was geen doelbewuste beplanning om ooreenkomste in albei te laat wees nie. Dit is doodgewoon so dat die Bybelverhaal hierdie dinge vir my gegee het. Ek het dit van die Bybelverhale ontvang, en nou dat jy dit ook so uitwys, besef ek ook hoeveel ooreenkomste daar is. Ekskuus, herhaal net die laaste aspek van die vraag asseblief. Ek wil weet, staan ons self in ons geloofspad?
ek gaan dalk die opvolgvraag vra, dan kan 'n mens dit duideliker antwoord. Is vergifnis vir jouself en ander noodsaaklik vir geestelike groei? As ons kyk na hierdie twee geestelike groeipaaie wat so ooreenstem. Dit is die wonder van die woord. Die woord het 'n kohesie, 'n samebinding tussen gelowiges of van lewens, 'n kohesie wat my bly verstom. As jy die verhaal van Sarah lees, as jy die verhaal van Hanna lees, as jy die verhaal van Jesus lees wat vir Petrus vergewe, as jy die verhaal van vergifnisse lees, verhale van vergifnisse in die woord van God, dan is dit die verhaal waarby ons aansluiting vind. Ons gaan soek nie doelbewus na iemand wat vergewe in die Bybel nie, dit is net daar. En Sarah en Hanna moes vergewe en moes leer saamleef met hulle omstandighede, soos ons ook moet vergewe en saam met ons omstandighede moet leef. Hierdie ding is vir my meer die werking van die Heilige Gees in gelowiges, as iets soos en nou leer ons 'n lesie. En om Attie se slaaptydstories jare gelede, daai rooi boeke, was daar eintlik daardie ding en nou leer ons hierdie lesie. Bybelverhale is nie so nie. Die Heilige Gees werk eners in elke hart. En daarom vind ons nou skielik maar hy het so in Hanna gewerk en so het hy in Sarah gewerk. En so werk hy in my. En dis vir my deel van die absolute wonder van God. Wanneer ons nou byvoorbeeld na die gode van Mesopotamië kyk, of die goderyk van antieke Egipte, dan bly die gode daar iewers besig om kinders te verwek, of oorlog te maak, of wraak uit te oefen, of wat ook al, of veertjies te weeg op 'n weegskaal en so aan. Maar God is dinamies besig van die skepping af, regdeur tot by ons, en dit gee my hoendervleis. Sy werking bly dinamies, waar heiligmaking en die pad met hom ter sprake is, bly dit dinamies dieselfde met Dawid, met Gideon, met Jeremia, met ons, met Hanna, met Sarah. Marita, 'n ander aspek wat in beide romans sien ons dat beide hoofkarakters sulke goeie godvreesende mans gehad het. Hulle het hulle gesinne versorg, hulle het hard gewerk, hulle was betrokke by hulle kinders se opvoeding en geestelike opvoeding. Dis my so verfrissend, veral in 'n wêreld waar mans so dikwels as boelies en geweldenaars voorgestel word en uitgebeeld word. Maar ook sien ons dat hierdie goeie mans nie noodwendig begrip vir hulle vroue se emosies en hartseer en stryd gehad het nie. Wat dink jy is die eienskappe van 'n goeie man? En dink jy mans en vroue verskil in hierdie opsig, of is dit maar net 'n kultuurding? Hierdie is 'n wonderlike vraag. Ja, Elkana was 'n baie liefdevolle man. Dit is regtig so. Elkana, Hanna se man, was 'n uiters liefdevolle man. Abraham, ek het hier iewerster in die boek, dat ek nou net dink, waar Abraham en Sarah maar saam lag oor die ouderdom. Ja, wag, ek het dit gemerk. Abraham en Sarah het saam oud geword, en ek het eintlik die Sarah roman geskrywe, om by Abraham aansluiting te vind. Want Abraham is vir my een van die mees fascinerende karakters in die hele Bybel. Ek herken nie eintlik sy goedheid teenoor Sarah so verskriklik nie. Ek herken sy klein geloof, dat hy vir Hagar as die plaasvervanger geneem het. Ek herken nie, soos byvoorbeeld by Isak wat vir Rebekka so ontsettend lief was,
En vir Jakob wat vir Rachel so ontsettend lief was, ek herken nie daardie ontsaglike liefde in die Bybelverhaal nie. So die liefde wat Abraham vir Sarah het en die gesprekke wat hulle voer is wat ek hoop wat hulle gevoer het baie keer. Want ek herken dat Abraham vir Sarah sê sy moet gou al haar meel gaan knee, alles slag, die vetgemaakte feest slag vir die besoekers ensovoorts. Maar hy was lief vir haar, maar hy het gedink Hagar is nou maar die antwoord en die pyn en die leed wat dit veroorsaak het. Vir my is die eienskappe van 'n goeie man in die eerste instansie, ek vra dit altyd vir my kleindogters, is hy 'n Christen? As hulle met iemand uitgaan, is hy 'n Christen? Hulle sê dit nou sommer spontaan, voordat ek nog vra, ja ouma, hy is 'n Christen, as hulle met iemand uitgaan. Die eienskappe van 'n goeie man is 'n diepe verantwoordelikheid om saam met sy vrou, ek praat van 'n goeie Christen man, die pad na God te loop. Dis hoekom ons by mekaar is, om mekaar saam te versterk op ons geloofspad, op ons pad om God, ons maker, te gaan ontmoet, op ons pad om binne die wil van Christus hier op aarde na ons menslike vermoë te leef, op ons pad om sy koninkryk uit te brei, sy wil te laat geskied, sy naam te heilig. Hy is die hoogste gesag in enige huwelik. Dit gaan heel eerste oor hom. En ek het altyd gewonder as iemand sê, ek wil graag 'n man hê wat die Here liewer het as wat hy vir my het. Sjoe, dis bietjie erg. Maar dit is eintlik so waar, dat hy die Here liewer moet hê as vir my. Want as hy die Here so lief het, sal die Here al die liefde wat ek nodig het in sy hart vir hom gee, vir my. En ook die verantwoordelikheidssin in die opvoeding van sy kinders, wat hy dan ook vir die Here sal grootmaak. Ek weet, en dis nou, ek doen dit nou spesifiek so in die ou tyd, want ek bedoel, ek wil nou nie 'n eie tydse simbool gebruik, en ek wil nou nie byvoorbeeld eie tyd te mans uitsonder of so nie, maar as ek dink aan my eie pa, wat vroeg oorlede is. My pa het my ma ontsettend lief gehad, ons het almal geweet. Hy het haar ou Pops genoem. En dis heerlik om te onthou hoe lief hy vir haar was. En hoe hy raak gesien het, wat sy nodig het, soos 'n biltongkerwer om pampoen mee te sny. En so aan. Hoe hy raak gesien het, dat sy die swakker geslags in die motordeur vir haar oopgemaak het. Hoe hy haar persent kort voor sy dood in die laaitjie in die kas gebêre het. Maar bo alles, hoe hy streng genoeg met ons was, om nie nonsens van ons te vat nie, om ons te dissiplineer, omdat dit die gesag is wat die Here aan hom gegee het, om ons te dissiplineer. As ek nie mense groet nie, het ek 'n pak slaag gekry, en ek het niks daarvan oorgekom, het dit net onthou. Hy het die Heidelbergse katekismes met my deurgewerk, en ek het dit gehaat. Hoekom sit hy op 'n Sondagmiddag en werk die Heidelbergse katekismes met my deur? Niemand anders se pa doen dit nie. En hoe dankbaar is ek nou? En dit is vir my die dieper wese van 'n goeie man. 'n Man wat die Here dien en die geestelike leier in die gesin is, en omdat hy die Here dien, het hy elke ander eienskap op menslike vlak wat die Here verwag dat 'n man vir sy vrou sal gee, om haar te versorg en goed vir haar te wees en verantwoordelikheid te aanvaar. Ek hoop dit beantwoord die vraag. Dis 'n pragtige antwoord, dankie Marieta. In hierdie boeke is die verhouding tussen vrouens so baie sentraal. In beide romans was dit vir my baie realisties, die verhoudings met vroue, want mens kan al daardie emosies verstaan en beleef. Ons vriendinne met ons begrip en die daar wees vir mekaar, maar ook ons sien ook die snykant waar jaloesie en wetywering en nydigheid en lelike woorde en woede na vore tree.
Dink jy vroue se vriendskappe en ondersteuning aan mekaar is vandag nog net so belangrik? Ons sien soveel dikwels dat ons in baie klein kerngesinne leef met baie min tyd en die bietjie vrye tyd wat mense het, spandeer hulle in hierdie klein gesinnetjies net met hulle man en kinders. Dink jy dit is goed vir vrouens om spesiale vriendskappe met ander vroue te hê? Ek gaan gou eers weer uit Helmut Tielike antwoord uit die boek How the World Began, wat 'n vertaling is van 'n Duitse boek wat hy geskryf het. En dit handel oor my naaste, my neighbor. En spesifiek, ek dink in die afdeling oor Kain, dat sy broer nie vir hom sy naaste was nie, dat hy die alles was. Maar in elk geval, Helmut Tielike het geskryf uit sy era, dat as 'n mens net in die familiekring sosialiseer, jou familiekring is jou alles, dan het jy nog nie by jou naaste uitgekom nie, want jou familie is eintlik 'n ekstensie van jouself. Dis 'n uitbreiding van jouself. Jou kinders, jou man, jou vrou, dit is 'n uitbreiding van jouself en jy is 'n uitbreiding van hulle. Maar jou naaste is hier buite. Nou, in die kring rondom 'n mens, dink ek, absoluut, want ek beleef dit self so, het 'n vrou vriendinne nodig. Sy het geesgenote nodig, met wie sy onbevange kan gesels. En iemand spesifiek ook weer, as jy 'n geloofsmens is, iemand wat 'n geloofspad ook met jou loop. Want dit is so dat die lewe baie besig is, en dat ons nie net byvoorbeeld met ons huweliksmaat of ons partner of wie ook al, alles kan deurgesels nie. Dit is ook so dat vroue 'n bepaalde emosies het, dat vroue bepaalde bekommernisse het, waarmee 'n mens nie altyd jou lewensmaat kan opsal, wanneer jou lewensmaat ook self ondersteuning nodig het nie. Ja, nee, vroue, geloofsvriendinne, mense wat jou opbou, en vir wie jy kan opbou, is vir my van die allergrootste belang, en daarom was dit my so lekker om byvoorbeeld van Sarah en Eliezer se vrou Rahel te skrywe, want daai twee kon darm lekker gesels. Ek wil weer bietjie by die rol van vroue stil staan. In beide verhale is die groot rol wat vroue in die opvoeding van kinders speel, en ook die rol wat die vroue in die omgewing en in die kultuuromgewing speel, goed belig. En dit hou nogal vir 'n moderne vroue speel op 'n tipe van meet, hoe was dit destyds, hoe is dit vandag? Die onderdanigheid en die manier waarop vrouens in die kultuur hanteer het my nogal, steek my dwars in die krop. Maar moes jy met die skryf van hierdie karakters verby eie vooroordele kyk en sienings kyk, en met moeite jou terugplaas in daardie omgewing en kyk na die wye kultuuromgewing? Ja, beslis. En dit is altyd belangrik wanneer mens met 'n Ou Testamentiese roman besig is, om te onthou wat was die kulturele milieu en die kulturele opset in daardie tyd. Dit was beslis die tyd tussen die sondeval en Jesus Christus se koms. Toe God die mens gemaak het hy in Genesis 1 vers 26 en 27 na die goddelike beraadslaging van die drie eenheid, het hy gesê, kom ons maak die mens as ons beeld, as ons verteenwoordiger. En met ander woorde, die mens as ons beeld en as ons verteenwoordiger, om te heers oor die visse en al die dinge. En toe het hy later gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, kom ons maak vir hom 'n helper, of die helper, dink ek, sy gelyke. Daardie woorde, sy gelyke, is in Genesis voor die sondeval. En as die eerste mens, man en vrou, as hulle mekaar se gelykes was daar geen onderskeid in status nie. Daar
daar was nie daardie verskil van een heers en die ander een is die onderdanige nie. Toe gebeur die sondeval en daar het iets tot stand gekom wat ons in die Ou Testament vind. En dit is die onderdanige vrou, alhoewel daar mense was soos Deborah, wat 'n rigteres was en 'n leier was, alhoewel daar mense was soos Miriam wat regtig uitgebreek het uit die opset en die vroue gelei het in tamboerijn en koordanse, daar was sulke vroue gewees. Maar hulle is min. Hulle is dun gesaai in die Ou Testament. En dan kom ons by Christus. En ons lees in die Nuwe Testament en dit is verstommend. Jesus se eerste verskyning na sy opstanding uit die dood was aan 'n vrou. En Jesus het vroue met 'n respek en met 'n in 'n atmosfeer van gelykheid behandel wat ongekend was in die Ou Testament. Praat u met my en u is 'n Jood vir die vrou by die put van Sigar. En dan uiteindelik in een van die sentbriewe, in Christus is daar nie meer man of vrou nie. Met ander woorde, dit is nie meer daai status van die man wat in 'n hoër hiërargie is as die vrou nie. In Christus is ons weer gelyk. Weer gelyk is, weer mense met gawes en talente en potensiaal en 'n roeping en 'n verantwoordelikheid op hierdie aarde om 'n verskil te maak. En nie daai cliché, 'n verskil te maak nie. Regtig in ons harte weet, ek het 'n werk om te doen, ek lewe om 'n bepaalde rede, ek is hier, hierdie tyd wat die Here vir my gee, dit moet ek benut met die gawes en die talente en alles wat hy vir my gegee het. En sterk staan, net soos 'n man. Marita, aan hierdie romans word daar baie sensitiewe sake ook aangeroer. Dit staan nie dalk nie voorop, soos wat kinderloosheid en hulle reis met God voorop staan nie, maar so onder die radar raak die leser deeglik daarvan bewus. Vol ronde realistiese karakters te skep. In die roman van Sarah word daar baie vlugtig verwys na nageboortelike depressie, maar in Hannah tree gesinsgeweld en die mishandeling van vroue en kinders nogal sterk op die voorgrond. Is dit sake waaroor jy baie sterk voel en is dit daarom in die romans ter sprake of was daar 'n ander doel daarmee? Ek voel baie sterk oor gesinsgeweld, uitbuiting van vroue, mishandeling, verbale of fisiese mishandeling. Ek voel geweldig sterk daaroor, so sterk, toe ek daarvan bewus begin raak het. Jare en jare gelede het ek 'n boek geskrywe, Motte en Magrietjies, en dit was in die tyd wat ons almal deur die kerk geleer is van onderdanigheid. Voordat 'n mens self ernstig Bybelstudie gedoen het, oor wat ek nou pas oor gepraat het. En in Motte en Magrietjies het ek letterlik dinge geskryf wat vertolk kan word as onderwerp jou net aan, sê nou maar aan woedebuie, onderwerp jou net aan, ek kan nou nie presies onthou nie, maar onderwerp jou net aan slegte behandeling. Wees net liefdevol, wees net so en so en so, en dan sal dit uiteindelik afgee op iemand wat jou sleg behandel en hy sal jou goed begin behandel. Ek is later gevra om dat die boek weer moet verskyn, net so 'n paar ekstra aantekeninge aanbring, en ek het regtig gevra dat dit nie weer moet verskyn nie, want dit is een van die dinge wat vir my deur die jare so duidelik geword het, toe ek uiteindelik by 'n boek soos Ruitevrou uitgekom het, wat my amper in die hof laat beland het, want dit het gehandel oor geweld, oor
oor mishandeling, oor obsessiewe jaloesie, oor 'n moord wat plaasgevind het, oor 'n hofsaak. En mense het gesê dis onmoontlik, mense tree nie so op nie, ensovoorts. En ek is so bly dat ek Ruitevrou geskryf het. Ek kan amper sê verbrand motte en magrietjies lees Ruitevrou. Maar in elk geval, ek voel baie sterk daaroor. Oor gesins geweld, huweliksgeweld, verkrachtings, al daardie dinge. In 'n sekere sin dink ek het ek 'n bietjie van 'n kampvegter daarteen geword in boeke. Marita, 'n laaste ooreenkoms wat ek tussen die romans gesien het, of wat 'n saak wat in beide romans so mooi voorkom, is die gesprek oor die ouderdom. Veral in Sarah vorm dit 'n baie groot deel van die roman. Die onwaardigheid en die aftakeling van die liggaam en die verstand in ouderdom word so helder uitgebeeld. Die afdraand van die dag is inderdaad kil. Ja. Daarmee saam kom die realiteit van die naderende dood. Voel jy 'n mens met so 'n bietjie skop teen die jare? Of is dit 'n hopelose saak? Hoe dink jy word 'n vrou met waardigheid oud? Hoe lank het ons nou tyd? Ons behoort lank hieroor te kan ons behoort lank hieroor te kan praat, Merinda. Ek dink daar is aspekte van die ouderdom wat so lekker is, kan ek dit dadelik sê. Dit is so lekker dat jy vir altyd so sou wou wees. Dit is heerlik om te kan sê ek gaan nie saans ergens heen nie. Met ander woorde, jou bietjie in jou bed klim liewerste. Dit is gevaarlik om saans te ry. Dis heerlik om in die winter nêrens in die aand hoef te gaan nie. En nie te hoef te bestuur terwyl al die straatligte vir jou so sonneblomme lyk, omdat jou oë sleg is nie. Dis heerlik om meer te weet, meer te ken. Dis ook heerlik om in hierdie tegnologiese eeu te leef as jy oud is. Om vinnig te kan navorsing doen op hierdie briljante wiskundige stelsel wat ChatGPT genoem word of ander kunsmatige intelligensiestelsels, want dit is mos taal wat omskep is in wiskunde, in wiskundige formules en dan teruggegee word as taal wat vinnig, want die formules kan vinnig hanteer word. Dis nie 'n mens nie, dit is wiskundige formules, dis briljante wiskunde. So dis heerlik om vinnig te kan navorsing doen oor enige ding onder die son. Dis heerlik om, as jou lewensmaat nog leef, om heerlike gesprekke met jou lewensmaat te kan voer. Maar daar is ook slegte dinge van die ouderdom en sommige van hulle moet ons regtig aktief teewerk. 'n Mens kan nou nie net sit en wag dat die ouderdom al erger word nie. Ek het byvoorbeeld gelees, en dis sommer klein goedjies, ek het byvoorbeeld gelees dat een van die ernstigste wetenskaplike navorsingsstudies oor die helder hou van jou brein is, dat jy sal skrywe met pen en papier. Dat jy nie net sal tik nie, want die aksie is verskillend om op jou selfoon te tik of op jou rekenaar te tik. Dis 'n tikaksie. Om te skrywe, om dinge te skryf, byvoorbeeld 'n paragraaf te skryf met pen en papier, maak sekere bane van die of in die neurologiese proses, vorm sekere spesifieke bane wat jou brein helderder hou. Dit is nodig om opbouende gesprekke met regte mense te voer, om te sosialiseer met regte mense. Om net op Facebook en die internet en sosiale media te sosialiseer is in die eerste instansie tik met jou vingers, in die tweede instansie is dit 'n delusie. Die werklikheid is by werklike mense. Dis ook heerlik om in hierdie tyd vriendskappe te verinnig en erns daarmee te maak. Dit is wonderlik om die woord van God beter te bestudeer. Dit is bitter belangrik om uit te kom, om die wêreld
die natuur te bewonder en te bekyk. En baie keer is dit so oorweldigend as jy besef elke enkele ding wat jy sien is deur God gemaak, dat jy aan oorlading van sintuiglike oorlading kan lei. As jy net op 'n stadium gaan staan en kyk en dink, hierdie het God uitgedink, hierdie het hy gemaak, hierdie het hy in aansyn geroep, dat jy letterlik sintuiglike oorlading kan kry. Dis baie belangrik om nou na goeie musiek te luister. Dis baie belangrik om te probeer lees, om te bly lees. Daar's leeskringe, iemand vertel nou die dag vir my, wat altyd saam boeke gelees het, maar nou sukkel hulle om te lees en almal kyk nou maar rolprente of video's en dis hartseer. Ek dink al lees 'n mens dalk meer moeisaam, al lees jy bietjie stadiger, hou die leesgebruik vol. Maar in elk geval die middag is nou amper verby, so ek moet nou ophou met my goeie wetjies. Marita, my slotvraag. In die twee verhale sien 'n mens nogal die verskil hoe die twee vroue groot geword het, wat natuurlik logies is uit die groot tydsverskil tussen die twee karakters, as 'n mens die twee romans meet. Maar daar's tog iets universeel. Sarah het in 'n relatief ongelowige omgewing groot geword, maar sy was geliefd as kind en goed versorg. Hannah het in 'n meer gelowige huis, of wat daai tyd beskou is as 'n gelowige huis, groot geword, maar sy was weer mishandel en verwaarloos. 'n Mens se dade is die spieël van die diepte van jou geloof en jou lewe met God. Is God die getuienis wat mense in ons sien? En wat sê dit van ons getuienis in die wêreld soos dit nou lyk? Jy is weer reg, Miranda, jy was nog nie eers een keer verkeerd nie. Ek het die afgelope tyd, in die paastyd, het ek baie diep onder die indruk gekom, en dit was nadat ek geluister het na 'n gesprek op YouTube deur Stefan Joubert oor waar is ons geliefdes na die dood. En daarin het hy dit aangeraak, dat Christus, die verlosser, dat daardie term baie minder gebruik word as Christus die Here. En toe het baie gedagtes by my ontstaan. Ek het gaan kyk hoeveel keer kom die term Christus die Here in die Bybel voor, en ek dink as ek nou reg onthou, in die Nuwe Testament 468 keer. Dit beteken dat ek wat verlossing in Christus ontvang het, hom nou na Paasfees, nie net na die Paasfees heerlike gebeure of ontroerende gebeure nie, maar dat ek elke dag vir myself moet sê, Christus is die Here, hy is my meester, hy is my heerser, hy is my eienaar, en Christus die Here is dieselfde as die Ou Testamentiese Jahwe, hy is die groot ek is. En as 'n mens na Paasfees en in jou geloofslewe enige tyd die besef het, God is waar ons is. Ek is nou in sy teenwoordigheid. Sal hy self, as ek hom erken, 'n mens lei om in die omstandigheid waarin jy is, want elke omstandigheid is verskillend, volgens die leiding van sy gees op te tree. En dis 'n geweldige ding wat ons kry dit nooit gedurig reg nie. Ons faal. Niemand van ons kry dit reg nie, maar elke keer dink ek moet ons terugkeer tot hierdie wete. God is waar ek is, lei my Here. Marita, ek wil vir jou baie dankie sê vir 'n baie lekker gesprek. Ek dink dit is 'n voorreg as twee van jou romans nou weer kan verskyn en vars gebind kan word. Dit is juis die groot Bybelvroue omnibus deur Marita Martens, verhale van Sarah en Hannah. Dis ook baie mooi gebind, andersom as wat dit kronologies
as wat dit in tyd in verskyningsdatum kronologies andersom, maar dis wel so gebind dat dit in Bybeltyd kronologies is. So dit lees nogal lekker om nou die verhale so om te lees. Eers Sarah en dan Hanna in plaas van soos dit verskyn het. Maar ek wil net vir die lesers sê dit is baie eerliker Bybelromans. Dit maak mense oop vir die omstandighede. Dit speel vir jou waar jy vandag is. Dit gee vir jou 'n geloofsreis wat ek met waardering van jou kan dankie sê voor. En ek kyk uit vir Rebecca se verhaal en die wat nog in jou pen opgesluit lê. Ons wens vir jou al die voorspoed in die seën van die Here toe op jou werk, Marita, en mag ons nog baie werke uit jou pen kry. Nogmaals baie dankie. Belinda, baie dankie vir hierdie heerlike gesprek. Kyk, dit was nou lekker perspektiewe. Baie dankie daarvoor.